Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Ons is tans besig met 'n reeks Love Is by ons aanddienste. En nee, die is nie net nog 'n reeks oor liefde nie. Hierdie reeks challenge ons om regtig uit te gaan en geken te word deur liefde. So as jy wil deel vorm van hierdie reeks, kom join ons op Sondae-aande 6:30 hier by die kerk. Vandag by Fusion begin ons met 'n nuwe reeks en met hierdie reeks gaan ons deur die boek van Jakobus reis. So maak seker jy bring jou Bybel, notaboek en highlighters en kom vind meer uit hoekom Jakobus geskryf is en wat die waarhede is wat daarin vasgevang is. Wil jy graag gedoop word? Maak gerus kontak met ons. En indien jy of iemand wie jy ken vra of inhoud benodig oor die doop, is jy welkom om in te skakel by ons aanlyn doopgesprek. Saterdag die 14de Maart is ons Magic for 'n stap. Ons nooi alle kinders en ouers om saam met ons te kom stap. Wees 8 uur daar en ons gaan lekker saam kuier. As jy na die tyd wil piknik hou, onthou asseblief jou piknikmandjie. Ons sien uit om jou daar te sien. Hierdie jaar nooi Movement manne jou uit op 'n journey. Ons gaan 6 Kingsman temas 1 keer per maand fasiliteer. Gesprekke wat saak maak. Temas wat elke man raak. Temas wat help om jou te vorm as leier, as eggenoot, as pa en as vriend. In 'n wêreld wat vinnig verander, het ons mekaar nodig. Manne wat saam staan, manne wat saam groei. Dit kos net R150 as jy vir al 6 sessies inskryf of R30 per sessie. Ons begin Maandag 16 Maart om 7 uur by die kerk. Moenie alleen journey nie. Word deel van Movement manne. Ons heel eerste Young Adult Social is om die draai. Dit gaan 'n quiz night wees. Die tema is movies en series. Dit is die 18de Maart, 7 uur hier by die kerk. Kom en bring 'n paar vriende saam. Die persoon wat die meeste vriende of vriendinne bring, gaan 'n prys kry, sowel as die persoon wat die beste aangetrek is. Friday's good 'cause Sunday's coming. Don't lose hope 'cause Sunday is coming. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. So verlede week het ons gesels net oor die gedagte eintlik van, jy weet, om liefde is nie vir 'n klein holy huddle groepie nie, maar liefde is vir almal. Liefde is eintlik om te sê, Here, as ek die liefde verstaan het, kan ek die liefde word en vir mense daar buite gee. En u gee my dit om dit te kan gee. Vanaand wil ek aangaan met die gedagte, 'n ander aspek van liefde wat daarbey aansluit, want om jou vyande lief te hê, sê die woord, nê? Dink ek het jy genade nodig. Nou hier's 'n prentjie, ek moet hierdie net aansit, dan sal dit werk. Hier's 'n prentjie, jy weet, jy gaan eet saam met jou vriende en lekker by 'n restaurant. En dan wat ons baie keer die meeste doen is, ons kyk gou, scan gou die menu wat die prys is, nee. En dan dink jy, okay,
Ja, hierdie ene, hy lyk alright. Ek is vandag verskriklik lus vir vis en chips. Jy eet nie vis en chips by die huis nie, maar as jy die menu so kyk, dan sê ek is vanaand baie lus vir vis en chips. En dan kry jy nou ietsie om te drink, jy kuier lekker en so aan. En as die rekening kom, en hulle sit die rekening so neer, en jy sien, dan dink jy myself, dis baie meer as ek gedag het. Ek het moeilikheid. Nou wonder jy, hoeveel is op my kaart? Kyk as die kaart net nie balance nie. Dan dit gaan heavy, dit gaan nou, ek gaan my naam met 'n plank slaan. En dan die oomblik as jy wil betaal, dan sê iemand anders, moenie worry, ek het klaar betaal. So dan voel jy, yes, maar die volgende wat deur jou mind gaan is, weet ons is so gekondisioneer dat ons kan nie daai gift vat nie. So wat ons doen is, ons sê dan, goed, volgende keer sal ek betaal. Okay? Of ek skuld jou. Jy weet, in plaas van net om te sê, dankie. Nee? En ek dink die prentjie is, ons vat dit baie keer so na genade toe ook. En ek dink genade het die Here nooit vir ons gegee dat ons dit moet verdien nie. Hy gee dit dat ons dit net moet ontvang. Hy sê aan die kruis die woorde, dit is volbring. Met ander woorde, ek het reeds alles vir jou gedoen. My genade is vir jou genoeg. Ek gee my genade vir jou. Ontvang dit en vat dit en maak dit joune. En dan baie keer is ons op 'n prentjie van dit voel nog steeds, Here, die genade, wat moet ek doen om dit te ontvang? Verstaan jy? Wat moet ek nou gaan doen? Ek wil vat na 'n storie toe in die Bybel as ons praat van die vraag, hoe leef ons met genade soos Jesus? Hoe openbaar ons hierdie genade soos Jesus openbaar? Hoe leef ons so? Soos hierdie liefde wat Jesus openbaar het. Nou, ek gaan 'n lang stukkie lees, maar kom ons lees vinnig in Johannes 8, want dit is 'n hele verhaal, dit is 'n prentjie, dit is iets wat gebeur het. Hoor wat hier staan in die lewende vertaling. Jesus het na die Olyfberg toe gegaan en teen dagbreek die volgende oggend het Jesus weer na die tempel toe gekom en die hele volk het na hom toe gestroom en hy het gaan sit en hulle onderrig. En die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op die daad van oorspel betrap is. Ouens, dink hoe vernederd is dit, né? Okay, en laat haar tussen hulle staan en hulle sê vir hom, leermeester, hierdie vrou is betrap terwyl sy besig was met 'n daad van oorspel en ons moet van nou af nie meer sonde doen nie, want dis wat die wet sê. Moses het in die wet aan ons opdrag gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u daaroor? En dit het hulle net gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon kry om hom oor aan te kla. Jesus het egter afgebuk, met sy vinger op die grond geskryf. En toe hulle aanhou om vrae te vra, het Jesus reg opgestaan en vir hulle gesê, laat die een onder julle wat sondeloos is, die eerste een wees wat 'n klip na haar gooi. En daarna het Jesus weer afgehurk en op die grond geskryf. Nadat hulle dit gehoor het, het hulle een vir een begin weggaan. Eerste die familiehoofde, dis nou die main peanuts in die pakkie. En Jesus is alleen agterna gelaat terwyl die vrou nog in hulle midde staan. En toe Jesus weer oorent kom, het hy vir haar gesê, vrou, waar is hulle nou? Waar is hulle hier? Het niemand jou veroordeel nie? En sy het geantwoord, niemand nie. Meneer, Jesus sê toe vir haar, ook ek veroordeel jou nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen. Okay. Dit is 'n storie wat jy baie goed ken. Een prentjie is, iewers in hierdie storie maak genade nie sin nie. Okay, want hierdie ouens was uit op 'n mission. Hulle het eintlik nie ge-worry wat Jesus gaan doen, of wat die vrou gaan sê nie. Hulle wil Jesus uitvang. So hulle kom en hulle sê, maar wat sê u oor hierdie ding? Hier is iets wat gebeur het, dink gewoon as algemene prentjie by jou. Ergens sê hulle vir jou, niemand mag byvoorbeeld by die werk wegwees sonder siekverlof nie. Daar's iemand wat net wegbly by die werk sonder siekverlof en worry net nie. En jy voel, maar dis verkeerd, dis nie reg nie, wat jy doen is verkeerd. En dan die eerste ding is, maar wat gaan die mense sê? Wat gaan my baas sê as hulle uitvind? Dis amper wie hier was. Hulle vra, maar wat, Jesus, wat gaan u sê oor hierdie situasie? Want ons wil nou hoor. Want eintlik wil ons u uitvang dat jy iets verkeerd gaan sê teenoor die wet van Moses. Nou, ek gaan nie ingaan op hierdie nie, is Ou Testamentiese goed, maar die wet was baie belangrik en hulle het gestaan onder die wet en dis waar hulle prentjie was. En dan met dit lyk so asof Jesus so bietjie aspris is. Hy buk af en hy geskryf op die grond. Nou ons weet nie wat hy geskryf het nie, want nêrens in die Bybel staan daar wat Jesus geskryf het nie. Maar imagine,
Hy buig af en hy skryf hierdie ouens wat hier staan, se sondes neer. Imagine that. Huh? Imagine hy staan daar en hy weet, hy het nou ek het gisterand ook maar rondgekarjakker tot baie laat. En Jesus skryf dit neer daar. En hy weet, hy het iemand se geld gesteel en Jesus skryf dan neer. Of hy skryf name dan neer van ouens wat goed verkeerd doen, soos hulle daar staan. Ek bedoel want daai oomblik toe Jesus afsak en die grond begin skryf, sy vinger daai stof tref en die ouens het sien, het iets binne hulle begin gebeur, hulle besef, but you know what? Dit wat ons wou kom doen het om aan te kla, daar's iets anders. En in daai oomblik gaan Jesus en hy sê, weet jy wat is vir my die belangrikste? Verhouding. Verhouding met hierdie vrou is my belangriker of sy reg verkeerd gedoen het. Dit gaan oor verhouding. En dis waar ons voel genade is nie regverdig nie, want ons voel, maar ergens moet jy gestraf word as jy iets verkeerd doen, en hoe kan dit wees dat Jesus, nie enige mens nie, Jesus kom en hy sê, weet julle wat, ek kies verhouding bo reg of verkeerd. En dink gou 'n bietjie aan onsself, ek vergewe almal solank ek reg is, dis maklik. Dis easy om te sê, okay nee, is alright chom, maar ek het die fight gewen, dan is dit maklik. Maar wat as jy weet jy's reg en die ander is verkeerd en jy moet nog steeds sê, okay, dis reg. Want ek kies verhouding bo dit. Verstaan jy, dis waar dit begin moeilik raak. En jy sien, Jesus in die prentjie, in die verhaal, kom hy en hy wen eers haar hart, en dan gaan hy dan help haar om reg te leef. Hy sê eers vir haar, luister, het enige iemand, daai skuld, daai skaamte wat sy beleef het, toe daai mense wegstap, toe staan sy daar en sy besef vir haarself, hey, dis actually alright, dis nie so erg nie. Hierdie ouens voel meer skuldig oor goed wat hulle gedoen het as wat ek voel, nee? En sy staan nou op en sy voel dalk vry, en Jesus sê vir haar nou, weet jy wat nee, ek veroordeel jou ook nie. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, ons ken dit, vers 17, en hy het gekom om ons, hy het nie gekom om ons te oordeel, maar hy het gekom om ons vry te spreek. Verstaan jy? So Jesus kom en hy sê, Vader, weet jy wat, ek het gekom, nie om jou te oordeel nie, ek het gekom om jou te vergewe, ek het gekom om verhouding te herstel, ek het gekom om liefde te openbaar deur genade. Hoe voel genade as jy het ontvang? Ek wil sê, vrek lekker. As jy aan die ontvangkant van genade is, dan is dit verskriklik lekker. Selfs ouens wat rugby speel, hy sien daar blaas hulle, sê nee, moontlik rooi kaart, praat die ouens, debatteer, dan staan die ou op die veld, hy lyk altyd so onskuldig, hy staan en sê, nee, ek het niks gedoen nie. Maar hy weet, hier binne, ja, ek het daai ou geslap in die skouer nie, en ek hoop nie hulle dit raak gesien nie, en dan staan hy dan en ek, en as hulle kom en hulle kyk verkeerd, en hulle sê, okay, daar's nie 'n rooi kaart nie, daar kom so verligting, jy kan sien, hy ou raak so, yeah, ek gaan dit nie weer doen nie. En dan is sy naam Bakkies Botak, weet jy of jy hom kon onthou nie, maar hy kon homself nie help nie. Kyk, as hy iemand sien, hy lead met 'n kop. Ja, dit was die goeie ou daar. Het die bulle nog gewen. Maar anyway, so Jesus kom en hy wen eers haar hart, en dan kom hy en hy help haar reg. Dan sê hy vir haar, so, weet jy wat moet jy nou doen? Gaan en leef met hierdie nuwe prentjie wat ek jou gemaak het. Vry, vergewe van dit wat jy gedoen het, gaan leef nou so. Ons lees altyd, moenie weer gaan sonde doen, en dink, ja, right, tot wanneer? Tot môre. Dis soos 'n dieet, nee. Maar Jesus kom en hy sê vir, gaan leef nou hierdie nuwe persoon wat ek jou gemaak het, gaan leef vanuit hierdie nuwe uitspraak, gaan leef vanuit hierdie nuwe identiteit, gaan leef so. Okay? So die prentjie is wat ons sien in die storie wat ons lees, is mense soek vergelding. Dis hoekom dit vir ons moeilik is. Ons eerste prentjie is iemand sê die rekening is betaal, ek het betaal vir dit. Die eerste wat ons doen is, ons kan dit nie net aanvaar nie, ons soek iets, ons wil iets teruggee, of as jy sien iemand, ons soek eintlik vergelding. Jesus bewys genade. Kom ons kyk nou 'n paar gelowe, daar's 'n paar gelowe, ander gelowe, en ons gaan nie, dit gaan nou lank wees om by dit in te gaan, maar is amper altyd, as jy goed doen, kan jy beloon word, kan jy seën ontvang. Want die teenoorgestelde, as jy sleg doen, kan jy verwag dat jy gestraf gaan word. Jy hoor partykeer mense van ons, ouens vir die Here dien, sê dit ook, en dis heeltemal teenoor wat God se woord sê, ja, maar ek weet nie wat ek nou weer gedoen het, want alles breek, so die Here straf my seker nou weer. Nee? Weet jy wat is dit? Jy het net 'n dom fout gemaak, of jy het net nie jou geld mooi gebruik nie, of jy het net te vinnig gery, of jy het net nie die instruksies gelees op die wasmasjien om te kyk, jy moet actually so nou aan die filter skoon maak nie, hy gaan nie hou nie. Verstaan?
Ja, die Here straf my nou weer. Nee, is eintlik net kiepie. Okay? Die ander prentjie is, ons natuur is, mense moet respek verdien. En as iemand foute maak, dan skryf ons hulle af. Nee, wat daai ou, niks met hom te doen nie, hy is maar 'n ou loser, hy's 'n lost case. Nee, hy maak droog. Dis eintlik ons natuur, dis waartoe ons gaan, maar Jesus, aan die ander kant, ja, ons hou telling en wil geregtigheid, maar Jesus aan die ander kant doen dit anders. Jesus kom en hy wil amper vir ons sê, dit voel of genade nie regverdig is nie, maar hy is die een wat genade ingestel het, soos hy dit ingestel het, weet hy toch wat die reëls wat, as dit by genade kom, ek bedoel, dis nie vir ons om dit te doen nie, so die Engels, help my 'n beter grip kry op genade, as hy die woord vat in 2 prentjies, grace and mercy, en jy ken dit, hier het jy al gehoor, maar vat hom vanaand, hoor wat sê hy, as hy kom, dink aan een ou, wat langs Jesus gehang het aan die kruis, mercy is when God withholds the punishment we deserve. Daai wat in die kruis hang het punishment deserve. Want hy het sleg gedoen, soveel so dat hy die doodstraf gekry het om te sterf. Nee? Hy het niks goed gedoen in sy lewe. Dit was 'n sleg ou. Dit was 'n ou gewees wat ons vandag nou sou gekyk het en gesê, daai ou. Nee, hy moet vir ewig in die tronk, hulle moet die sleutel wegsmyt. Dis so ou. Een oomblik langs Jesus ontvang hy mercy. Die ander wat ontvang is grace, want grace is when he gives us the blessing we don't deserve. So jy gaan nie hel toe nie. Jy gaan vandag saam met my paradys wees. Verdien dit ook nie. So God weerhou goed wat ons moet tref en hy gee vir ons goed wat ons nie verdien nie. Dis genade. Hy kies om dit te doen. Ek hoor die storie van die ou toe hy nou seker daar by daai ou wat langs Jesus gehang het aan die kruis. Toe hy nou daar, imagine, daar by die hemel kom, nê? En die ouens staan daar en hulle vra vir hom, wie's jy? Wat soek jy? Hy sê, ek weet nie. Wat het jy verdien om hier te kom? Hy sê, ek weet nie. Was jy in 'n kerk? Wat 'n kerk? Het jy die Sondagsgebed gedoen? Wat's dit? Was jy in 'n selgroep? Sorry ouens, ek voel julle vra my vra wat ek nie 'n klou het nie. Wat soek jy? Nee, ek weet nie. Maar die ou in die middel het gesê, ek kan kom. Verstaan? Jesus is die een wat genade gee. Hy het aan die kruis het hy vir ons genade bewerk. Hy is die een wat bepaal wie kry genade en wie nie. Dis die prentjie wat ons moet verstaan en dis bo ons vergelding. So grace and mercy maak ons waardevol. En as jy hierdie al gehoor het, sorry, dan is dit nou maar so, maar dit bly goed. Waarde. In my dae, nee, toe ek 'n student was, het ek altyd gesê, as ek R50 in my gatsak het, nee, dan was die lewe lied. Nee, want ek het petrol vir my kar, ek het geld vir 'n date vir die aand, ek het kos vir die hele dag. Ek kan by die kafeteria gaan eet met 'n R50, jy weet skatryk, nee. Okay, R50 se waarde het bietjie geval vandag. Okay, vandag is dit wat nie eers 'n McDonald's ordentlike meal nie, of die cheap meals. Maar die feit van die staan bly staan, R50 beteken nog steeds vir iemand iets. En dit het waarde. Die waarde wat hierdie geld kry, is die waarde, dit staan nie opgeskryf wie dit vir dit gee. Die Suid-Afrikaanse Reservebank gee dit 'n waarde, né? So sterk soos wat die Reservebank is, so sterk is die R50. En dis die waarde wat dit het. Maak nie saak wat ons die R50 doen nie. En jy het dit nou al gesien, of ons hom nou op, ek het een keer gesien iemand wat dit wys, hy sê hy vrommel hom op, gooi hom op die grond, ek gaan dit ook nou doen, nee, trap op hom, nee, maar toe sit hy in sy mond, toe kou hy hom. Ek is nou nie so braaf nie. Okay. Maar die feit bly staan, dit bly, wat se waarde, dieselfde waarde, nee. Dit het nie verander. Maak nie saak hoe hy lyk nie. In die kerk kry ons baie keer ouens wat hulle geld vir ons gee, maar hulle vou vir hom op. Kyk, hulle druk, wat is hier op? 'n Leeu, hulle druk daai leeu dat sy oë traan. Nee, voor hulle hom gee, jy gooi hom in, weet? Maar daar's waarde aan dit. So wie bepaal die waarde? Jy sien dieselfde met ons. Maak nie saak, die Christus kyk na daai vrou en hy sien presies dieselfde waarde in haar raak, die vrou wie hy gemaak het. Die lewe het haar so 'n bietjie kom, ja, seer maak, nee. Sy het miskien verkeerde besluite gemaak, het sy opgeëindig en sy soos hierdie arme leeu lyk. Want dit het nie haar waarde verander nie, wat God bepaal haar waarde. Wie verjaar die maand? Niemand. Wie verjaar volgende maand? Kyk so.
Volgende week praat ons oor die R100. Okay, jy sien die prentjie van vir ons om genade mee te leef, is wat ons moet genade ontvang. Jy moet eers genade verstaan, voor die genade sal kan gee. Genade voor genade. Andersins gee jy genade wat jy verstaan van genade. En dis dalk 'n baie klein prentjie van genade. Dis dalk 'n genade wat gaan met 'n bietjie vergelding by. Met ander woorde, ja, ek sal vir jou vergewe as jy, en raak hy lysie lank, né? Imagine Jesus moet dit met ons gedoen het. Okay, ouens, ek sal jou vergewe, maar dan moet jy nie eers vir my, en hy gooi daai lysie, en dan kyk jy en dink jy, ja, wel, daar's 'n kerk wat dit doen, jy betaal R50, pay R50 en sin no more, of wat ook al, of sin once more, of wat ook al die prentjie is. Maar ek dink in genade kom van die genadegewer af. Genade kom nie van ons af nie. Ek kan nie genade gee as ek nie die genadegewer ontmoet het nie. As ek nie die genade van die genadegewer ontmoet het nie, kan ek nie genade gee nie. Want die genade wat ek dan gee, kom uit myself uit. En my eie genade is net so goed soos wat my hart is. As my hart nie goed is nie, gaan my genade nie goed wees nie. Verstaan? Maar as my hart goed is, ontvang is, verander is deur 'n genade, dan verander dit. So, ek skryf dat jy kan net genade gee as jy dit self ontvang het, nie verdien het nie, ontvang het. Genade word nie verdien nie. Jy kan nie iets doen nie. Daai ou op die kruis langs Jesus het niks gedoen nie. Al wat hy pretty much gedoen het was hy het geglo. Jesus, hy is die seun van God. Toe ontvang hy genade en sy toekoms verander. Skryf dat jy ontvang genade as jy 'n fout maak, jy verdien dit nie. Kan nie 'n fout maak en dink, woehoe. Romeine 6, gaan lees dit bietjie, daai ons gedink hulle ontvang genade, hulle verdien genade, want hulle het sê so met ander woorde, hoe meer ons, dis wat staan in Romeine 6, hoe meer ons dan sondig, hoe meer genade kan ons ontvang. Met ander woorde, op grond van my sonde verdien ek dan deur die kruis om genade te ontvang. Dan sê Jesus vir hulle, nee, hier is 'n woord wat julle nie ken nie, wat in die Bybel staan in Afrikaans 53, stellig nie. Stellig nie beteken glad nie. No way. Daar's nie 'n manier nie. Hy sê, dan jy nog nooit genade ontvang nie. Dan is jou prentjie van genade, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. So, dit is wat God vir jou doen. Hy vergewe jou en herstel jou. Hy maak jou nuut. Wat die Here doen is, hy sê, vir daai vrou het hy gesê, gaan en doen dit nie meer, en in 'n oomblik het hy haar nuut gemaak. Sy het uitgestap, sy het skoon gemaak, sy het genade ontvang. Daai ervaring, belewenis van genade was vir haar soveel, dat sy kon leef, dit wat Jesus vir haar gesê het, gaan en leef nou sonder dit. So, dis die nuwe jy, wat jou in staat stel om ander te kan vergewe. Here, ek het genade ontvang. Mag ons so leef, met almal om ons. Omdat ons genade ontvang het, kies ons verhouding eerste. Verhouding bo reg of verkeerd. Here, iets my genade gegee. Hierdie ou, ja, dis nie reg wat hy doen nie. You know what? I'm gonna bless him with grace and mercy. Hy verdien dit nie. Wag of hom gee. Sien hom, change it iets in my hart. Change it iets. Ek gaan vir jou so 'n paar verse gee vanaand, en ek wil jou vra, gaan saam met my op hierdie journey van genade. Gaan op hierdie journey wat die Here vir jou kom gee. Die eerste een is Efesiërs 2 vers 8 staan geskryf, want uit genade is jy gered. Jy sien, ons is gered, ons lewens is verander as gevolg van genade. Genade maak ons nuut, verander ons. Deur die geloof, en nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. So die eerste ding van genade wat jy vanaand moet verstaan is, dis 'n geskenk, nê? 'n geskenk is iets wat jy nie verdien nie. Iemand gee dit omdat hulle vir jou lief is, nê? Soos op, as jy verjaar, ja, jy was miskien 'n klein Filistyn die hele jaar. Kyk jou pa en jou ma so en sê, ons is so lief vir hierdie Filistyn, nê? Ons kan onsself nie help nie. Ek weet ons het gesê, ons gaan sy selfoon terugvat. Al 'n paar keer per jaar, maar kom ons koop hom 'n nuwe selfoon. Nog 'n beter model. Nie omdat hy dit verdien nie, of sy dit verdien nie, maar omdat ons vir hom of haar lief is. Nee? Dis wat Efesiërs 2 vers 8 sê.
Jesaja 1:18 sê, kom, uitnodiging, kom nou. Laat ons die saak uitpraat. Jy sien, die uitnodiging kom eers as jy verstaan genade is 'n gift, want anders raak hierdie vers iets wat jy oorskuldig voel, né? Dit voel soos, maar kom, laat ons hierdie goed uitsorteer. Dan voel jy, hoofse kantoor, hier kom ek, dis nie lekker nie. Maar dit kom nadat ek verstaan, maar daar's in die hoofse kantoor, in die plek waartoe ek uitgenooi word, is 'n plek waar genade gegee word. Dis 'n geskenk. Dan sê hy, so met daai gedagte, kom, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Maak nie saak hoe diep die vlek van julle sonde is nie, of dit wat jy skuldig oor voel, of dit wat jy verkeerd gedoen, maak nie saak die diepte, die level van dit nie. Hy skryf daar, ek kan dit verwyder. Is nie amazing nie? The grace giver, die genadegewer, sê, weet jy wat? Ek kan dit verwyder. Ek kan julle so skoon maak, so sneeu wat pas geval het, selfs al is die vlek so rooi soos purper, ek kan julle wit maak soos wol. Al het jy iets gemors en die materiaal is gevlek en jy dink, ek gaan dit nooit uitkry nie. Jesus kom en hy sê, dis die voorbeeld wat gebruik word. Hy sê, weet jy wat? Ek kan. Hoe doen ek dit? Genade. Wat is genade? Here, wat moet ek doen om dit te verkry? Niks. Dis wie ek is. En dan vat jy na die volgende een toe. 2 Korintiërs 5:17 sê, en daarom, as iemand in Christus is, Here, ek kom na die genadeplek toe, wat gebeur met my? Hy sê, jy is nou 'n nuwe skepsel. Jou vertaling gebruik die woord skepsel, want die skepper maak jou sy skepsel. En hy sê, in my genadekamer maak ek jou nuut. Ek kom maak jou nie net oor nie, ek kom gee jou nie net 'n major service nie, ek kom verander nie net iets nie, ek kom maak jou nuut. Genade maak nuut. Ja, maar Here, die pyn wat ek in my dra, die seer, is soveel dat ek voel vir die res van my lewe, gaan ek nie fully alive kan leef nie. Dan sê die Here, weet jy wat gaan ek kom doen? Ek kan, sê die vorige vers, wat kan ek? Jou nuut maak. Dan sê die ou dinge het verbygegaan. Daai ou goed, it's gone. It's gone. Dis genade, dis 'n gawe, dis 'n geskenk. Hy sê alles. Jy weet jy wat is alles? Alles is alles. As ek vir jou hier 'n boks sit en ek sê, pak al jou goed toe jou kind was, hier speelgoed daarin. En daar lê een beertjie. Dan is dit nie alles nie. Alles het nuut geword. En dan vat ons aan die laaste een toe wat ek wil share. Jesus kom sê, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Wat wil die dief vir jou kom sê? Hy wil vir jou kom sê, die vyand wil sê, jy kwalifiseer nie vir Christus se genade nie. Jy is nie goed genoeg om sy genade te ontvang nie. Want die dief se prentjie is, hy wil the joy of the Lord by jou kom steel. Die feit dat jy kan leef fully alive, wil hy kom steel. So hy kom steel God se woord. Dit bring jou op 'n plek wat erger as steel is, plek waar jy voel jy word bietjie afgeslag en die uiteinde is verwoesting in jou lewe. Maar dan kom hy en sê, maar ek het gekom, hoor mooi, nie gaan kom en wil kom of sal kom nie, ek het gekom vir jou, hoekom? Sodat jy kan lewe in oorvloed. Niks kan jou terughou nie, niks kan jou breek nie, niks kan jou verbreek nie. Ek wil jou vra, kom ons maak ons oë toe, daar wie is. Nommer 1 sê vir jouself as jy hier sit, dankie Here dat U my waarde bepaal en nie die vyand of mense of selfs ek self nie. U bepaal my waarde want U het my gemaak, ek is U skepsel. En ek wil vanaand nooi, as jy net sê Here, ek het net nodig om U genade te beleef. Ek het net nodig vanaand om U genade te ontvang, om dit te vat, nie dit te verdien nie. Skuif jou gedagtes van verdienste af en vat dit soos die dogtertjie of die seentjie om die Kersfeesboom waar die geskenke lê, wat net vir jou gegee word. Net omdat mense vir jou lief is, kom die Here en hy sê, ek gee vanaand vir jou die grootste geskenk, en dis genade, nie omdat jy dit verdien nie,
Nie omdat jy iets gedoen het of nie gedoen het nie, maar omdat ek dit kan doen en wil doen en dit vir jou doen, dit vir jou gee genade. Soos jy vanaand net die genade van die Here nodig het. Miskien oor iets in jou verlede wat gemaak het dat jy het 'n gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Miskien oor iets wat nou huidiglik in jou lewe waarmee jy journey. Wil ek vir jou vra vanaand, steek uit jou hand op, ek wil vir jou bid. Sê net Rian, ek wil genade ontvang. Dankie. Amen. Nog iemand? Dankie. Dankie. Jou hand wil laat sak as jy moet gesteek het. Dankie. Ek gaan niets weirds doen nie. Ek gaan niets vreemds doen nie. Ek wil net vir jou bid. Dis al. Net vir jou bid vanaand. As daar nog iemand is, dankie Here. Weet jy wat, ek gaan vanaand jou ook nie op die spot plaas nie. In hierdie verhaal was daar 'n vrou op die spot geplaas. Iemand was op die spot geplaas. Ek wil net vanaand met jou doen nie. Ek wil net weet vir wie om te bid en dis hoekom ek dit doen. Ek gaan jou insluit in hierdie gebed. So as daar nog iemand is, steek jou hand op, laat hom sak. Amen. Dankie Jesus. Net soos jy sit, ons gaan bid. Beleef wat die Here sê. Hoor wat die Here vir jou sê. Ja, ek ervaar dit so sterk in my binneste, so sterk in my gees, dat die Here wil dit wat gebeur het baie jare terug. Die Here wil vanaand vir jou sê, hy weet en hy's lief vir jou. Sy genade is veel meer as wat jy vanaand kan dink of kan droom, genade kan wees. Sy genade kom nie net vryspreek nie, maar sy genade kom herstel. Sy genade kom gee terug wat kom steel is. Die blydskap en die joy, ek wil amper sê, daai vrymoedigheid, spontaan wees, dis die woord, daai spontaniteit van kind wees, wat geroof is, kom gee hy terug. Vanaand kom herstel hy in Jesus naam. En hy vat jou na 'n plek toe, waar jy eintlik nou vanaand is, wie jy veronderstel was om te wees. Hy sê, ek kom herstel jou, want ek het jou lief. Jesus, dankie vir die genade. Ek bid vanaand vir elke persoon wat hier sit, vir elkeen, Here. U weet, elkeen wat sy hand opgesteek het, daar's iets dringends wat hulle dryf om te sê, I just want to put up my hand, Lord. Ek bid vir hulle in besonder, maar Here, ek wil bid vir elkeen wat hier sit ook. Miskien wou jy jou hand opgesteek het en jy het nie, jy sê, Rian, ek ook. Ek bid vir jou vanaand. Here, dat ons vanaand sal ontvang die genade wat van God afkom. Dis daai genade wat maak dat ons nie skuldig voel oor wie ons is nie, maar dat ons opstaan in 'n nuwe identiteit. Genade gee vir my 'n nuwe identiteit in Christus. Dis die plek waar ek opstaan en leef 'n nuwe lewe. En Here, ek kom bid vir elke persoon. Jesus, dankie dat ons nie net vanaand 'n genadegewer het nie, maar dat ons elke dag in ons lewe 'n genadegewer het. En waar ek myself môre bevind, by die werk, op die pad, wherever, tussen mense, het ek 'n genadegewer wat by my is, wat saam met my is, wat my vashou, wat my dra, en wat vir my antwoorde gee, en wat 'n oortuiging in my hart gee, en my nuut maak. Dankie Here vir die liefde, Jesus. Dankie dat ons vanaand u liefde ervaar deur genade. Here, as ons hier uitstap, mag ons opgewonde hier uit hardloop en jubel en juig en mense gaan vertel, weet jy wat, daar's 'n genadegewer. Here, stel ons in staat om genadegewers te word vir die wêreld daar buite. As iemand in 'n moeilike tyd is, just give them the love of Christ. Maak Jesus se liefde reëel in ouens se lewe. En ek bid dit in u naam. Dankie Here vir die goedheid
die guns en die genade lank hier reën. Let's worship. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, a mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. I have power, I am fullness in His love. It's in the beating of my heart, in the depth of my soul. Every part of who I am and all I know. It's the way of love. Oh, it's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. There is power, there is fullness in His love. I am anchored in the Father's endless love. There is freedom, there is fullness in His love. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.